Welkom by dag 1 van week 1 van ons Eat One Reach One reeks. Ek is Marius en ek wil graag begin met 'n storie. Ek en Adele, toe ons so 'n jaar getroud was, het ons in so 'n ou antieke huis ingetrek. En ons hou baie van ou huise, so dit was vir ons 'n lekker geleentheid geweest. Maar saam met 'n ou huis kom ook 'n ou heining. En hierdie heining was glad nie meer in 'n goeie toestand nie. En ons geliefde reënhond Niels het maklik sy weg deur hierdie draad gevind in die aand as hy wou gaan rondloop het. So kort het ek in die tuin gaan rondloop en geroep, Niels, waar is jy? Maar Niels het natuurlik nie gekom nie, want Niels was weg gewees en ek moes hom gaan soek het. Nou dit het my laat dink aan God toe hy in die tuin gewandel het. Reg in die begin van die woord sien ons waar die Here in die tuin van Eden kom wandel en hy die mens wat hy gemaak het, hierdie mens wat hy gemaak het vir verhouding en wat soos sy seun was natuurlik, het hy geroep en het gesê, Adam, waar is jy? En in hierdie oomblik wat ons sien, het Adam nie geantwoord nie, want Adam het weggekruip. Jy sien, Adam het gesondig en sonde het ewe skielik 'n effek gehad op Adam se hart. Hy het ewe skielik bewus gewees van homself en natuurlik skuld en skaamte het in hierdie oomblik vir hom en het 'n realiteit gewees. En ons weet dat dit het 'n breuk in die verhouding tussen Adam en God veroorsaak. En Adam het hierdie intimiteit in hierdie verhouding wat hy met die Here gehad het, verloor. En ons sien dat die storie van die Bybel gaan oor God wat op hierdie missie is, op hierdie soeke is na die mens, om die mens terug te kry in hierdie verhouding, hierdie mens wat hy vir homself gemaak het. Meer as 4000 jaar later, loop Jesus in die strate van Jericho. En ons sien dat Jesus roep ook, en hierdie keer roep hy 'n ander naam. En hy roep, Saggeus. Jy sien, Saggeus was 'n tollenaar gewees. Hy was die hoofstaatsamptenaar van daai tyd, die hooftollenaar, 'n baie ryk man gewees, maar hy was ook baie kort gewees. En Saggeus het in 'n boom geklim, want hy het gehoor dat Jesus is aan die kom. Hy's besig om in die straat aangeloop te kom. En toe Jesus so aankom, toe roep hy hierdie man. En Jesus sê vir hom, Saggeus, ek moet vandag in jou huis wees. En die mense van daai tyd, toe hy sien dat Jesus saam met Saggeus en sy vriende in sy huis ingaan, was hulle baie kwaad gewees. En daar staan in Lukas 19 die volgende, toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en na die Here gesê, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. In vers 10 van Lukas 19 sê die Here Jesus die volgende, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Is in hierdie hart van die Vader, om dit terug te kry wat hy verloor het, die mens wat hy so lief gehad het, dit is wat Jesus Christus aarde toe voorgekom het. Dis hierdie hart wat hy kom uitleef het, toe hy by 'n sondige man ingegaan het, en hy saam met hom fees gevier het. Jy sien, die Here het aarde toe gekom, om deel te word van die mens se lewe, om te kom na die mens toe wat hy verloor het. En wanneer ek en jy hierdie hart optel van die Here, hierdie hart wat kom sê dat my genade, my liefde vir die mens is so groot dat ek my seun stuur en dat my seun kom gee sy lewe en hy staan op en hy het dit moontlik gemaak dat mense weer in hierdie verhouding herstel kan word. Dan raak dit my in jou hart aan. En ek en jy as die kerk van die Here wil ook toelaat dat God kom en in ons hart kom praat. En ons kom aanraak met sy liefde vir mense wat verlore is. En nou praat ons nie net van mense wat nog nooit hulle hart van die Here gegee het nie. Ons praat van mense wat dalk nie in 'n verhouding met Jesus leef nie. Sien, baie mense is ook dalk deel van die kerk, woonkerk by, maar hulle is nie in 'n verhouding met die Here nie. En ons wil toelaat dat die Here ons hart kom aanraak, sodat ons mense kan help om in hierdie verhouding herstel te word. Ek nooi jou om in hierdie 3 weke saam met ons te reis en toe te laat dat die Here jou hart kom inspireer. En net weer kom vlam laat vat vir hierdie missie van God, hierdie missie wat hy ons opstuur, en wanneer ons saam, elkeen van die kerk op hierdie missie gaan, dan raak ons hierdie familie van die Here wat op sy missie is. So ek wil jou nooi om tyd te prioritiseer elke dag, om deur die materiaal te gaan en die video's te kyk, hierdie kort video's wat ons spesiaal vir jou maak. En kom ons reis saam en ons wees deel van hierdie roeping om each one reach one uit te leef.